Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand weer so saam kan wees hier aanlyn om saam Bybelstudie te doen. Dankie vir u genade, dankie vir u woord, dankie vir u liefde. O Heilige Gees, lei ons asseblief vanaand ook in ons harte en in ons gedagtes, in ons denke, dat ons meer van u denke sal hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed julle, ons het die vorige keer net voor die vakansie nie heeltemal klaar gekry nie. So ons gaan die laaste stukkie van die vorige week doen. Dit gaan by punt 3 begin, die waarskuwing en die onwankelbare koninkryk. Nou om dit net weer in ons geheue op te skerp, gaan ek saam met julle lees vers 18 tot 24 en dan nog so die laaste paar verse. Vers 18 sê, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur, en donkerheid en duisternis en storm en basseingeklank en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder van angs. En dit is daar by die berg Sinaï, né? Dan sê hy in vers 22, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is, egter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament of die Nuwe Verbond, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. En dan ook van vers 25 af, pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle, daai ou Israel, as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het en toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. En daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons se God is 'n verterende vuur. Nou, ons sal nou 'n bietjie hieroor gesels, weer nou nie die heel beste vertalings hierso nie, maar kom ons gaan so lank aan met die eerste gedeelte. Die toon van hierdie brief verander nou skerp. Ons het ons gehoor vroeër dat daar so 5 groot waarskuwings teenoor die wat besig was om Jesus te verloon. En nou is hier weer so 'n waarskuwing. Hy sê, pas op dat jy hom nie afwys nie. Die gevaar is, wel dit kan openlike rebellie ook wees, maar eerder sê hy hier as wanneer mens God se stem ignoreer. Ons sal nou 'n bietjie daaroor gesels by die bespreking. Die argument is, as mense nie ontsnap het toe God op aarde gepraat het by Sinaï nie, hoeveel minder sal ons ontsnap as ons hom ignoreer wat nou in die hemel spreek. En ons weet ons nou, hy praat met daardie klomp Judaïseerders wat weer wou terug na die ou verbond toe. En Haggai 2 vers 6 is 'n verwysing wat 'n mens nou kan lees, wat basies maar ook daarbey aansluit. God sê, nog eenmaal sal ek alles skud, en dit beteken alles wat tydelik en geskape is sal verdwyn, en net wat ewig is sal bly. In Openbaring sal ons weet ons ook daar staan die nuwe Jerusalem daal uit die hemel neer, en dan sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. So wat bly staan, sê in vers 28, 'n onwankelbare koninkryk. God se koninkryk het Christus se heerskappy in die nuwe skepping. Dan gaan alles anders wees. Strukture, magte en aardse sekerhede word geskit. En die regte reaksie wat die skrywer wil hê ons moet hê is 2 dinge: dankbaarheid,
Nie vrees alleen nie, maar dankbaarheid en dan eerbied en ontzag. Met ander woorde, respek vir God en nie gemaklike, oppervlakkige godsdiens nie. En dan sy finale waarskuwing daar in vers 29, ons God is 'n verterende vuur. Dit kom uit Deuteronomium 4 vers 24. Nou, dit is belangrik dat ons weet, dieselfde God van Sinaï is nog steeds God. Genade beteken nie, God het nou veilig of lig of 'n softie geraak nie. Dit beteken, ons kan nou nader kom. Goed, is julle reg, ons gaan nou die bespreking doen as julle wil, want dan is net nog hierdie gedeelte bespreking en dan sal ons met die nuwe hoofstuk kan begin. Maar ek sal graag wil hoor hoe dink julle. So die eerste vraag vra, hoe kan mense vandag God se stem ignoreer sonder om dit te besef? Nou daar's twee groepe wat ek hier in gedagte gehad het, want ongelowiges uit die aard van die saak ignoreer baie maklik God se stem en gewoonlik. Maar kinders van die Here kan ook die gevaar loop om God se stem te ignoreer. Is daar iemand van julle wat iets daaroor wil sê vir ons? Het julle dit al ooit oorgekom dat julle agtergekom het jy het God se stem geïgnoreer? Nee, dis net ek. Die probleem is ook natuurlik dat ons as kinders van die Here nie altyd God se stem so duidelik hoor nie. So ons steun baie swaar op sy woord, veral op die Nuwe Testament, maar dan weet ons ook dat die Heilige Gees met ons praat en met ons werk. En dan is dit, dan moet 'n mens fyn luister. Ek dink ook as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, en ook nie tyd saam met hom spandeer, hoe sal jy dan weet wat hy vir jou sê? Ek dink dit is baie belangrik om tyd en dit gelowiges en ongelowiges, want baie mense luister na iemand wanneer hulle kerk toe gaan en deel nooit self tyd in die woord. So as jy nie tyd in die woord het, ek meen, dan is dit so goed soos ek ken Koos daar langs die pad, ek ken hom van sy naam is Koos en hy werk daar en dit, maar hoe weet ek wie is Koos? Hoe weet ek waarvan hy hou? Hoe weet ek wat maak hom gelukkig en ongelukkig? En dit is dieselfde wanneer ons verhouding, en dis veral wanneer jy getroud is jy in 'n verhouding, so jy weet wat die ander persoon geniet en wat hy nie geniet. En dis ook wat baie belangrik is om dit seker te maak, jy weet waaroor dit gaan en ook om nie daai stem by die Here met jou praat, dat jy dit ignoreer. Ja, Chris, jy is 100% reg. Mens kan dit nooit oorbeklemtoon nie, tyd alleen saam met die Here. En nie net kwaliteit tyd nie, ook 'n bietjie kwantiteit tyd. Ek weet nie of mens regtig so mooi hoor in 5 minute nie. 'n Mens moet nogal 'n rukkie sit om jou gedagtes tot bedaring en ek wil amper sê in voeling met die Gees se stem te kom, nê. Ek wil ook nog aansluit by dit en ook sê daai waarskuwing wat Jesus gesê het in Matteus 7:21 wat sê ek ken jou nie, ek weet nie wie jy is nie, gaan weg van my. Ek meen 'n verhouding is wanneer jy nie net vra nie, maar ook luister wat die ander persoon sê. So dit is, mag ons nooit daar wees, mag ons almal eerder net weet wat die Here vir ons sê en daarin luister wat sy wil is. En nie net wil vra nie. En ook daai dankie gedeelte. Ek dink dis seker ook baie groot, hoekom hy sê hy gaan dit skud, want ek dink baie keer ons is nie dankbaar, al gaan dit swaar, dink ek, ons is nie dankbaar. Ja, dankie Chris. Ja, ons het nou al heelwat gesels met mekaar oor die feit dat Jesus gekom het om godsdiens te vervang met verhouding. En julle verstaan nou wat ek bedoel, die Engelse uitdrukking ons van he changed religion into relationship. Maar dis presies wat jy sê, Chris, 'n verhouding is 'n wederkerige verhouding. Daar moet tog heen en weer 'n verhouding wees. So ja, dis baie belangrik. Nou wat ook vir my mooi is hierso, die vraag is nou nie negatief gestel. Hoe kan 'n mens God se stem ignoreer?
Maar wat ook fantasties en wonderlik is wanneer mens God se stem gehoorsaam, en dit doen ons kinders van die Here hopelik baie, maar selfs ongelowiges kan dit doen. Ek het nou onlangs 'n mooi getuienis gelees van mense, 'n stukkie van 'n kinderbybel gekry, maar hulle het nog nie Jesus geken of in hom geglo nie, maar hulle die bladsy met 'n prentjie van Jesus het hulle by hulle gehad en hulle moes vir hulle lewe vlug om oorlogredes of wat ook al. En toe kom hulle by die hawe en hulle sê hulle wil 'n kaartjie hê na Amerika toe waar hierdie Jesus is toe, want dit is nou uit die aard van die saak 'n westerse boekie met 'n westerse prentjie van 'n Jesus met lang golwende hare, maar hulle sê toe nee, hulle wil hierdie Jesus na sy land toe gaan. Maar op die ouend het hulle in Amerika uitgekom en hulle het tot bekering gekom en hulle het daar by 'n kerk aangesluit en die Here begin volg. So die Here praat ook nog steeds met ongelowiges ook. So wat dit beteken dat God alles gaan skud, is natuurlik 'n verwysing na die einde, maar dit kan ook 'n tydelike skud wees, as ons so 'n bietjie voel ons bootjie skud, solank ons net in gedagte hou, God straf ons nooit nie. Ons het lekker lank gesels daai aand oor die tug, wat beteken nader trek, dissiplineer met liefde. Dis nie straf omdat jy 'n fout gemaak het, gaan jy nou 6 houe met 'n rotang kry nie. Maar ons bootjies word baie keer geskit, nê. Maar watter dinge in jou lewe voel stabiel, maar is dalk eintlik wankelbaar? Johannes, jammer ek Nee, jy kan praat. Ek dink ook, sorry, as ek terug gaan na daai skit toe, ek dink ook baie keer, sê hulle wat kom uit jou uit wanneer jy geskit word. Jy weet, dis waar die hart van vol is op die mond van oor. Jy weet, en dit is so maklik as 'n mens vasgevang word in vandag se tyd. Ek dink veral omdat ons in hierdie wêreld hoor van al hierdie oorloë en die dinge, ja, dit gaan so swaar word ons het petrol wat duur is, diesel wat duur is, maar aan die ander kant ook, wanneer sê ons dankie vir dit wat ons al reeds het, en is ons bly, want die Here het ook toe die Israeliete daar in die woestyn gehad het, dit was dit nie maklik nie, maar tog het God presies vir hulle voorsien wat hulle nodig gehad het. So as dit sleg gaan met ons, hoe voorsien die Here vir ons? Wat skit hy nie vir ons af wat ons nie nodig het? Al te veel goed, hè? 'n bietjie dit weg. Ja, dis reg. Ja, dis beslis reg. Die gevaar is dat ons kan begin staat maak op goed wat vir ons stabiel voel, sekuriteit gee, maar wat nie eintlik ons sekuriteit is nie op hierdie aarde nie. Goed. Vraag 4 sê, hoe lyk dit prakties vandag? Ons is mos nou deel van die nuwe volk van God in die nuwe verbond. Hoe is dit vir ons as wedergeborenes om God met eerbied en ontzag te dien? En hier wil ek net gou byvoeg, dit is ook oor daardie vers wat ons gelees het, oor die vrees. Die meeste kommentare stem saam, eintlik almal, maar die wat nou bietjie nuwer is, veral sê, ons moet dit eintlik vertaal het, want mens moet dit so vertaal met eerbied en respek. Want vrees kan die wanindruk laat bestaan dat mens bang moet wees vir God, en ons is glad nie nodig, het ons nodig om bang te wees vir hom nie, maar die respek is wat die vrees bedoel. Nou ons wat nou bietjie ouer is, weet dat ons is groot gemaak van kleins af in die vrese van die Here, en dit was nie vir ons bang nie, maar dit kan vandag verkeerd verstaan word. So dink maar bietjie as jy dit lees, kyk en laat die Gees jou lei of daar in enige teks in die Bybel waar die woord vrees voorkom by God, of dit nie dalk beter sou wees om dit met respek te vertaal nie. So natuurlik met ons respek en ons groot ontzag vir God hê, nee, hy's nie sommer ons maatjie nie. Hy is nog steeds God. En dan die 5de vraag, as niemand iets wil byvoeg nie, hoe hou jy die balans tussen God se genade en sy heiligheid? Dis nou hierdie wat ek nou 'n bietjie oor gepraat het, die respek vir hom, die ontzag, maar ook die vrymoedigheid om sy genade troon te nader. Hoe kan mens hierdie balans handhaaf? As ek kan aansluit by wat jy nou gesê het, Chris, ek dink vir my persoonlik, dis 'n leerproses, maar dit kom wanneer mens tyd saam met die Here spandeer.
dan leer mense hom beter ken en dan kan 'n mens hierdie balans tussen sy heiligheid en sy genade beter verstaan. Reg is, dan beweeg ons aan. Ek neem aan julle verstaan als en julle kan lekker saam praat, so ek gaan, as ek stil bly, is julle welkom, of net om my sommer in die rede te val ook. Anders beweeg ons bietjie verder. Nou hier is nou maar net die samevatting van hierdie gedeelte. Dit plaas elke gelowige voor 'n keuse. Jy leef nie by Sinai nie, maar by Sion. Jy ontvang nie 'n wankelbare wêreld nie, maar 'n ewige koninkryk. Maar moenie God se stem ignoreer nie. So die kernboodskap is, God is steeds heilig. Daar word aangehaal uit dit Deuteronomium. Hy's 'n verterende vuur, maar hou dit nou ook in gedagte dat die skrywer baie kwaad is vir daai mense wat wil terug na die ou verbond toe. So hy wil hulle regtig bewus maak daarvan dat 'n mens nie met God speel nie. Maar die kernboodskap is ook dat deur Jesus is God vir ons baie toeganklik. Ons het gehoor, ons kan met vrymoedigheid na sy genade troon toe gaan. En daarom moet ons luister, volhard en met eerbied leef. En dan dis nou die samevatting van die gesê het, hy is in vrees en bewing, ons kan nie na by die berg kom nie, want dan gaan ons sterf, maar ons leef by die berg van genade, en moet dan nie wegdraai van die stem wat roep nie van hom af nie. Enige iemand wat iets wil vra of byvoeg op hierdie punt? Goed julle, dan gaan ons nou met hoofstuk 13 begin. Ek gaan uit die aard van die saak, ons gaan nie klaar kry met die hele gedeelte wat ek vir julle aangestuur het nie, maar kom ons kyk hoe vorder ons, en dan gaan ons maar weer volgende week aan, ons nie klaar kry nie. So ek lees saam met julle nou Hebreërs 13 van vers 1 af, en ons gaan net tot by vers 16, want dit is ook 'n hoofstuk wat 'n mens maar kan verdeel, en weer uit die 2020 nuwe direkte vertaling. Direk vertaal staan daar in Grieks, die broederliefde moet bly. Ons sal nou kyk hoe die ander Bybels dit vertaal. Die broederliefde moet bly. Moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige engele as gaste ontvang. Dink aan die gevangenes, die mense in die tronke, nê, asof julle medegevangenes is, aan hulle wat mishandel word, asof julle dit self aan julle liggaam beleef. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word, en die huweliksbed moet onbesoedeld wees. Nou hierso, ek het baie vroom groot gemaak, ek bloos as ek hierdie verse in die direkte vertaling lees, maar hy sê wat God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Ek dink hulle het baie direk vertaal hierso. Vers 5 sê, julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid, met wat julle het, want hy het gesê, God het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie en jou ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Hou altyd julle leiers in gedagte, vers 7, die wat die woord van God aan julle verkondig het, gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop en neem hulle geloof as voorbeeld. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie meegevoer raak deur allerhande vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike wat daar volgens lewe niks baat nie. Ons het 'n offeraltaar waarvan die wat in die tabernakel diens verrig nie mag eet nie. En dan vers 11, want die karkasse van die diere waarvan die bloed ter wille van die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, daardie karkasse word buite die laar verbrand. Daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gelei, sodat hy die volk deur sy eie bloed kon heilig. Laat ons dus uitgaan na hom buite die laar en sy smaad verduur, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad. Laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Dit is die vrug van lippe wat sy naam saam bely. En moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers.
Inleiding sê net die boek Hebreërs het tot nou toe groot diep waarhede oor Jesus uitgelê. Ons onthou dit mos, die hele hoëpriester gedagte, die middelaar van die nuwe verbond. Hy is die beter hoëpriester, die volmaakte offer en die middelaar van die nuwe verbond. Nou in hoofstuk 13 skuif die fokus so 'n bietjie, as dit dan alles waar is, hoe moet ons dan leef? So hier kry ons nie ingewikkelde teologie nie, maar eerder grondvlak Christendom. Die soort geloof wat wys in jou verhoudings, jou geld, jou lojaliteit en jou aanbidding. Met ander woorde, ons alledaagse lewe. So dit gaan hier oor liefde wat prakties word. Ons gaan nou nie weer die eerste 6 verse lees nie. Kom ons kyk net bietjie daarna. Die kerngedagte is ware geloof wys eerste en dikwels die duidelikste in hoe jy ander mense hanteer. So hier's net so 'n paar van daai verse, gaan oor gasvryheid en broederliefde en so voorts. Nou dit sê, ons sien dit in hoe ons ander mense hanteer. Nou wat letterlik vertaal is met broederliefde moet bly, het nou in die 83 vertaling net bietjie makliker geklink as broers moet jy, maar 'n voortdurende en 'n volgehoue keuse. En dan in vers 2 oor gasvryheid. Jy weet nie altyd hoe God jou gehoorsaamheid gebruik nie. Daarom sê hy, party mense het sonder dat hulle dit weet of ooit sal weet, het hulle engele gehuisves. En dan ook omgee vir die lydendes. Onthou julle, hy sê dink aan die wat in die gevangenis of lyding ervaar, asof dit aan jou eie identifiseer so met hulle, dat dit voel asof dit met jou gebeur. En dan huwelik en reinheid. God neem huwelikstrou en seksuele heiligheid baie ernstig. En dit weet ons uit Paulus se briewe ook. En dan tevredenheid teenoor geldgierigheid. Die teenmiddel teen gierigheid is nie om meer te hê nie, maar God se teenwoordigheid. Hy doen dit, die skrywer sê pertinent oor gierigheid, dan sê hy, maar onthou God wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die 83 vertaling wat julle dalk goed ken sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En dan kom ons kyk, hier is net 3 vrae. Kom ons gesels bietjie, watter van hierdie opdragte tref jou persoonlik die meeste en hoekom? Jy kan nou kies van gasvryheid tot by geldgierigheid en alles wat tussenin kom. Wat tref jou dalk vanaand persoonlik die meeste? Wie van julle dink julle het al 'n engel gehuisves? En volgens die skrywer sal ons nie weet nie, nê. Ek glo nie iemand weet of hulle ooit hulle engel gehuisves het nie, maar Ja, ook 'n mens moet nie skaam wees om eerder te help nie. Dit is altyd lekker om te help. Ekskuus Chris, ek het jy nou die laaste stukkie verloor? Sê, jy moet glad nie skaam wees om te help nie. Dit is mos altyd lekker om te help, om te gee as waar jy ontvang. En as jy dit gereeld begin doen, dan raak dit al lekkerder. Ja, beslis. Gesteldheid teenoor die Heilige Gees ook vertrou. 'n Mens kan nie sommer enige vreemdeling in jou huis inneem nie, maar ek is oortuig daarvan die Heilige Gees maak 'n mens onrustig wanneer dit nie reg is nie. Maar wanneer 'n mens kan, moet 'n mens nie skroom om te help nie. Goed. Nou die ander goed het ons ook maar van gehoor. Geldgierigheid is 'n groot probleem by baie westerse mense, miskien in die ooste ook, ek weet nie. Maar die westerse wêreld is baie lief om hierdie geld ding voor ons oë te swaai en 'n mens kan maklik daarvoor val. Hoekom dink julle het die skrywer met hierdie praktiese goed gewerk en nie by die meer geestelike temas gehou nie? Ek dink beslis dit is om seker te maak dat want almal van ons is maar vleeslik en vleeslik verstaan ons maklik, maar geestelik verstaan ons nie maklik nie. So as jy vleeslik kan as jy geestelik reg is, sal jou vleeslik ook dit wys. Die vrugte sal dit wys wat jy dra. Dis reg, Chris. Jy is heeltemal reg.
Kyk, Paulus het ook daarvan gehou om so nie altyd aan die einde nie, maar ergens in sy briewe baie prakties te raak. En dan moet ons onthou, dis voorbeelde, dis nou nie die volledige lys nie, want die skrywer noem hier 'n paar voorbeelde, maar dit is gelukkig vir ons baie prakties dat ons kan verstaan waarvan hy praat. Hy sê, as jy aan die gevangenes dink, moet dit vir jou voel asof dit aan jou eie lyf is. Want 'n mens kan so maklik sê, ag ja, nee, ek bid vir al die ouens in die gevangenis, of ek bid vir die ouens in die agter die geslote deure waar die evangelie nie verkondig mag word nie. Maar mens kan so 'n bietjie tyd vat om jou in te dink, te probeer indink en hoe swaar dit met hulle gaan. Praktiese gasvryheid, hoe lyk dit in ons konteks? Ek het nou nog gesê dit kan gevaarlik wees. Ek dink mens moet maar net baie versigtig wees, maar mens moenie nou, sommige mense is geneig om net die deur vir almal toe te maak. Mens kan ook nie dit doen nie. En ek het 'n vriend wat vir my nogal 'n les geleer het. Gaan nou nie die hele ding oor die straatboemelaars by die verkeersligte weer bespreek nie. Maar hy het gesê hy vertrou baie sterk op die leiding van die Gees en hy het al vir mense iets gegee, kos of geld of wat ook al, en dan sy vrou byvoorbeeld gesê, ek seker daai ou is oneerlik, hy gaan nou net daai verkoop. En dan sê hy, dis op hom, dis op sy gewete, dis ek het gedoen wat ek dink ek moet. As hy nou daai goed gaan verkoop, is dit op sy gewete. So mens moet maar probeer om, soos Chris ook gesê het, laat ons 'n boom word aan sy vrugte geken. So mens kan nie voor die voet net vir almal nee sê, omdat jy dalk permanent toemaak nie. Maar ons moet versigtig wees. Ek kan nie verwag iemand met sommer enige iemand langs die pad oplaai nie, want dit kan jou lewe kos. En hierdie hoef ons nie te bespreek nie, maar hierdie toepassings vir ons elkeen nogal om dit persoonlik bietjie te bedink vanaand en vir die tyd wat voorlê. Kies een konkrete daad van liefde hierdie week. En ek dink ek gebruik baie keer sommer net die maklike voorbeeld om te sê, as daar iemand is wat swaar kry in jou omgewing of wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het of wat nou so pas uit die hospitaal ontslaan is, niemand het nog ooit meer gesê vir beskuit nie. En ek dink die vorige keer gesê wat iemand oor bystand in so 'n situasie ek vir jou doen nie, want daai mense gaan nie die vrymoedigheid hê om vir jou te sê wat om te doen nie. Dit wat jy wil doen, doen dit. Vat die beskuit, gaan vat hulle kinderskool toe, vat hulle kar in vir 'n diens, want mense is deesdae, ons is maar skamerig en trots, ons gaan nie nou, en ek gaan in elk geval nie kan onthou wie het nou aangebied nie, so dan aanvaar mens dit, dis medelee, maar ons kan maar regtig sommer net dit doen wat ons graag wou doen. En dan die tweede toepassing is, ons moet identifiseer waar geld of sekuriteit dalk ons vertroue steel en dit liewer vervang met doelbewuste luister na die belofte van God. Dit kan natuurlik vir ons almal goed wees. Waar is daai versie? Ek het hom nou van waar hy gesê het, sal ons nie in die steek laat nie. Nou, ek gaan hom nou nie weer kry so vinnig nie. Maar gaan kyk na daai vers en onderstreep hom gerus. God wat beloof het, ek sal julle nie verlaat of in die steek laat nie. Goed, nou die laaste, dit is vers 7 tot 14. En die kerngedagte hier is dat alles verander, maar Jesus nie. Bly dit hy sê, onthou die geestelike leiers, let op hulle lewe en volg hulle geloof. Maar het julle ook opgetel dat hy sê, kyk hoe hulle lewe uitgespeel het aan die einde, want hy wil ook nie hê mens moet leiers volg wat ook omdraai en wat ook teen God gedraai het nie. In die 83 vertaling sê maar net, dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, en dan dit is nou een saak, wil ek amper sê. En dan natuurlik ons sekuriteit. Baie mense, julle almal het seker ook al hierdie vers aangehaal. En partykeer in ons gebede sê ons vir die Here Jesus dankie dat ons kan weet, hy is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dan kom die waarskuwing teen vreemde lering. Godsdienst nie, daar het hy ook gesê, dit wat mens eet, so kom ek lees net vir julle wat ek aangehaal het uit die verklarende Bybel.
Hy sê klaarblyklik het dit nou te doen gehad met die Joodse eetgebruike, met voorskrifte oor wat geëet en nie geëet mag word nie. Hierdie dinge is egter betekenisloos. Ons sien dit ook in hoofstuk 9 vers 10, Romeine 14 vers 17 en sommer daar in Handelinge waar Petrus die visioen gehad het op baie plekke en Paulus is gereeld besig om te sê daai reëls is nie meer van toepassing nie. Want die skrywer sê ook dit versterk nie die hart nie. Hy sê dit kan goed wees om sommige goed nie te eet nie, maar jy moenie dink dit gaan vir jou geestelik iets beteken nie. Die hart, die sentrum van die geloofs- en gevoelslewe, word net deur een gawe versterk en dit is genade. Genade is die vrye aanbod van die verlossing in Jesus Christus en dit moet met albei hande aangegryp word. Daar's nou verwysings na ander verse in Hebreërs. En dan om vreemde leringe te volg is om Jesus Christus en die genade van God prys te gee. Efesiërs en Kolossense bevestig dit, maar ons het dit hier in die Hebreërbrief ook gelees. En dan Christus as ons altaar, vers 10 tot 12, is nie die gedagte dat hy buite die stad gelei het, hy het buitekant die stadsmure gelei. Dit was verwerpend en uitgeskuif, want die Jode het almal wat gestraf word en alles wat onrein was buitekant die stad, naby die ashope het hulle dit gaan hanteer. So die smaad beteken, die Nuwe Testament vertaal dit ook met skande en vernedering. So om na Christus te gaan, kan vir ons ook skande en vernedering bring, maar dit kan nie anders nie. Wie vir Christus volg, kan nie beter behandeling verwag as wat hy gekry het nie. In Johannes 15 vers 20 lees ons dit ook, dat hy dit self sê. En om na Christus toe te gaan is 'n uittog uit en 'n breek met hierdie wêreld. Dit is om op soek te wees na die vaste toekomstige verblyfplek. En omdat dit 'n breek met hierdie wêreld is dit nou ook natuurlik 'n breek met die ou godsdienstige praktyke. Julle weet seker nog hoe streng was die fariseërs oor wat geëet en nie geëet mag word nie en al daai reëls. En dan die roeping tot disippelskap in vers 13, laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en sy smaad dra, sy vernedering dra. Die boodskap skryf dit so, laat ons dan na Jesus toe gaan, daar buite die stad, al moet ons net so bespot en verag word soos hy. En dan vers 14 bring hy net weer daai perspektief in, hierdie wêreld is nie ons blywende tuiste nie. En die verklarende Bybel sê om na Christus toe te gaan beteken ten slotte nie wêreldveragting in 'n kluisenaars bestaan nie, teken nie ons moet nou in die berge gaan bly in 'n grot nie. En dit beteken juis dat hier en nou met ons verantwoordelikheid aanvaar en vir daai pragtige Christenskap uitleef. Ja, want daar is baie mense in die geskiedenis al wat nou gedink het, mens moet jou afsny van alles en jy kan nêrens mee gaan nie, maar dit is beter om in die wêreld 'n lig te wees, so ons dan net nie weer deur die wêreld ingesluk word nie. Besprekingsvrae, kom ons hoor bietjie wat sê julle, hoekom is vers 8 so sentraal vir hierdie gedeelte? Hoekom is dit so 'n soort van 'n klimaks, 'n hoogtepunt as hy sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid? Ek dink dit gaan baie oor die feit dat Jesus nie soos mense is wat verander en nou is dit goed en môre is iets anders te goed, maar hy bly altyd dieselfde. En dit is wat vir ons lekker is om te weet, dat hy sal ons nie nou lief hê en môre gee hy glad nie meer vir ons om nie. Hy wys vir ons hoe standvastigheid en dat ons op hom kan vertrou, dat ons hoop in hom kan vestig. Ja, verseker Chris. Dit sny ook twee kante toe vir die Christene, vir die getroue volgelinge van Jesus wil hy juist dit sê. Hy sê onthou, Jesus is ons verlosser, ons hoëpriester, ons middelaar, ons anker. Ons kan op hom vertrou. En dan vir die klomp wat teruggedraai het of terug wou draai na die ou verbond toe, waarsku hy nou weer hierso deur te sê,
moenie vir Jesus verag nie, moenie hom verloon nie. Hy is die enigste een wat tot in ewigheid dieselfde is. Ek het nou so 'n bietjie daarna verwys, maar as daar iemand wat dalk iets wil sê oor punt 2, die vraag 2, wat beteken dit prakties om buite die laar na Jesus toe te gaan? En dit kan aansluit by vraag 3, waar ervaar ons dalk druk om ons geloof aan te pas of daaroor te swyg? Dit bly moeilik en dit bly 'n uitdaging, maar ons moet ons lig laat skyn. Al beteken dit ons gaan vriende verloor of nie 'n bevordering kry nie of skeef aangekyk word. Ons kan nie ons lig uitdoof ter wille van die wêreld nie. So nou weer bietjie vir persoonlike toepassing. Dink 'n bietjie by jouself, identifiseer vir jouself een area waar jy dalk geneig is om aan te pas by die wêreld eerder as by Jesus. En dan neem 'n konkrete standpunt, selfs al maak dit jou ongemaklik. Ons kan dalk klaar kry met hierdie hoofstuk vanaand. Die derde en die laaste gedeelte, vers 15 en 16, gaan oor aanbidding. Is nie net wat jy sê nie, dit is hoe jy leef. So wat ons hier sien is 'n nuwe soort offer in vers 15. Nie diere nie, maar lof, dankbaarheid en die belydenis van sy naam. So in die 83 vertaling staan daar, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Nou as julle kan onthou, ek het dit nou onthou want ek wou dit vir julle sê, die direkte vertaling sê maar net wat ons saam bely. So hy praat met die gemeente, dit gaan ook wat ons saam bely. Die skrywer sinspeel weer daarop dat die gelowiges nie moet vassteek by uiterlike godsdienstige handelinge nie, maar dat hulle eerstens deur Jesus Christus aan God 'n offer van lof moet bring, as ook in die tweede plek 'n offer van goeie dade en mededeelsaamheid. 'n Lofoffer beteken om God te erken vir wie hy is en om dit vir hom te sê. Dis nogal belangrik, nê? In die begin is dit dalk moeilik om dit reg te kry. 'n Goeie manier om dit te doen is egter om 'n lofpsalm te lees en daar die woorde jou eie te maak deur die woorde dat jy self is wat die woorde vir God sê. En dan een maklike voorbeeld of is Psalm 104, maar daar's baie wat so werk. Bid hierdie psalm vir God en ervaar wat dit beteken om 'n lofoffer te bring. En dan naderhand sal jy jou eie lofpsalms kan maak, sê hulle. Dan aanbidding deur dade in vers 16 is die goed doen en die mededeelsaamheid deel met ander is ook 'n offer wat God behaag. En nou herinner ek ons maar net aan 1 Johannes 3 vers 18 waar daar staan, Johannes skryf, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar met die daad bevestig of bewys word. Met ander woorde, Sondag en die res van die week moet by mekaar pas. Nou kom ons kyk na die laaste paar vrae van hierdie hoofstuk, die gedeelte wat ons nou tot hiertoe gedoen het tot by vers 16. Hierdie een is nou nie 'n moeilike vraag nie, ons kan maar net vinnig daarna kyk hoe verskil hierdie nuwe soort offers van die Ou Testamentiese offers. Ons het dit nou baie deeglik gelees, nê. Ons bring nie diere offers nie. En wat vir my so fantasties en wonderlik is nog van die nuwe verbond is hierdie soort offers in aanhalingstekens vat mens oral met jou saam. Die diereoffers en wat jy ook al in die Ou Testament en met die Ou Verbond gaan offer, dit was baie goed, dit was eerbiedig, dit was 'n teken van berou en ootmoed, maar dan vat jy jou offer na die tempel toe en jy los dit daar. Maar mens kan in jou hart altyd jou vrygewigheid en jou mededeelsaamheid en jou gasvryheid saamvat oral waar jy gaan. Hy wees vandag dat ons nie daai ou offers hoef te gebring het nie. En dat dit deur iemand was om dit na God toe te vat. Ons het direk toegang saam met Jesus na God toe, om te weet, hy bring dit klaar, en dit kan ons daagliks doen. En dat ons in daai ou tyd ons geleef het, een keer in wanneer al hierdie offers te doen. Ja, ek baie keer af te lees, dan dink ek by myself, daai Israeliete het daar verskriklik bokke en lammers
hulle goed gehad het om te kan offer. Ja. Ek weet nie hoeveel van ons sal wat se hoeveelheid plase moes gehad het om al die diere te hê vir ons offers. Maar dominee, ek sal ook nie dit kon gedoen het nie. Ja, is so Madeleine. Al nie as ek daai onskuldige lammetjie wat net gebore is, wat ek nou vir 'n lang tyd moet versorg en skoon hou tot die dag van die offering, hoe ek sal dit kon doen. Ja, ek stem saam, dit sou nogal hartverskeurend wees, nee, want dit is soos om 'n troeteldier te gaan offer. Mens kan nie dit doen nie. Die rede daarvoor is natuurlik, dit was en hulle dit nou nie verstaan nie, mens moet hulle ook nou nie kwaadlik neem nie, maar vir die Israeliete was dit 'n vooruitwysing na die lam, en dis hoekom Johannes die Doper toe hy Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, dat daar een keer een volmaakte offer gebring is. Ja, ek dink is baie moeilik, en ek kan my amper nie indink hoe die kinders dit moes hanteer ook nie, nee. Nou, ek dink hierdie vraag is baie voor die hand liggend, ons weet dit, maar hoekom dink julle sien God goed doen as aanbidding? Dominee, is dit ook dat dit een is soos in die woord staan, dat liefde is die groot gebod, en dat jy dit uitleef om goed te doen aan ander, en jou gehoorsaamheid ook uit te leef. En dan wil ek ook net byvoeg, as 'n mens vir ander mense kan bid, soos mense wat siek is, of familielede van hulle wat siek is, ekskuus tog, voel ek, dit is goed doen, wat daar insluit, en dit is dan die aanbidding. Maar van alles jy jou liefde uitdra en goed doen. Ja, Tannie. Ja, Tannie slaat die spyker op die kop. Dit is wat ons Here Jesus ons geleer het, 'n boom word aan sy vrugte geken. En daar's hoeveel gelykenisse waar hy sê, ons moet baie vrugte dra. En ons moet lig wees wat skyn, ons kan nie 'n maatemmer oor die lig sit nie. Want dit help nie om 'n mooi gesindheid teenoor om raak gesien te word, of 'n dankie, of 'n iets daarvoor terug te kry nie. Maar ons kan maar baie meer daaraan dink, dat elke daad van goed doen, is soos om te aanbid. Dit is aanbidding. En dit is hoekom dan by vraag 3, dan word jou hele week 'n offer van lof. Dis wat sê, onthou net, lofprysing is nie net hierdie liedere wat ons sing hierso nie, dis die hele week is jou lewe 'n offer van lof. Is daar dalk 'n ander manier hoe jy dit al gedoen het, wat jy met ons wil deel? Wat het vir jou gevoel soos 'n offer van lof of dankbaarheid? Ek weet wat baie mense doen, en ons doen dit dalk ook, julle doen dit seker dalk ook, maar is om 'n paar keer in 'n jaar bietjie jou handkas deur te blaai en te kyk watter klere kan jy maar weggee wat jy in elk geval nie meer dra nie. Daar's soveel maniere hoe mens die Here kan dien deur goed te doen aan ander, nê. Ja, Tannie, sê gerus. Jamie, ek het by die pik gewerk, en dit was iets van met die apartheids daar nog, né. Toe het die, toe ons ander kultuur, het toe ook ingekom, en hulle gadeplegtigheid ook ervaar, saam met ons en so aan. En daar was 'n vrou en 'n ouma, want die vrou het toe haar graad kom bywoon, die gadeplegtigheid, en sy het 'n baba gehad. En toe wil die ouma ook gaan kyk toe haar dogter nou hierdie geld ontvang en so aan. En ek het die Here dit net op my hart gesit.
En ek het al gesê, gee vir my die baba, ek sal hom vashou vir julle. Maar nou moet jy nie weet, dis komberse en komberse, en ek is nou nie 'n groot vrou nie. Maar ek voel, ek het daarom die ouma, het ek dit laat ervaar. En ek het my toe nou nie verder gesteer nie, maar daar was mense wat hulle oor gerek het, maar weet jy, dit was net vir my doodnatuurlik, die Here wil dit hê. En dit was, as ek nou dit kan verstaan, dit was die lof. Ja. Tannie, dis 'n mooi verhaal, dis 'n mooi storie. Dis regtig presies wat dit beteken om onselfsugtig te wees en om bietjie naaste liefde te betoon. En dan nie jou te steur aan mense wat hulle oorrol nie. Nee. Dit is op hulle gewete. Ja. En wat ek ook baie van hou is die getuienisse wat mense ook baie hoor, en julle doen dit dalk ook, is wanneer, ek hou daarvan dat Jesus gesê het, wanneer mense help, dan met die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie. Mens vertel nie vir almal nie, maar hierdie is nou 'n mooi storie, want dis 'n praktiese een. Maar ek gaan nie in die aand by die huis kom en vir my vrou sê, ek het vandag vir 3 ouens geld gegee nie. Sy hoef dit nie eers te weet nie. Want dis nie, dan is dit so half of mens erkenning soek daarvoor, of iemand vir jou sê, o ja, jy's 'n oulike Christen. Ja, so, wat my groot uitdaging is, een van my groot uitdagings, is op die pad. Daar moet ek baie hard konsentreer om genade te betoon, want ek is 'n ou wat daarvan hou dat as almal die reëls gehoorsaam, dan sal dit baie veiliger wees op die paaie. Maar mens kan nie vir ander mense besluit hoe hulle moet bestuur nie. So ek bid baie terwyl ek ry. Goed, so die toepassing sê, bou 'n ritme van daaglikse lof, selfs al is dit eenvoudig, nie ter wille van die roetine of die geestelike dissipline nie, alhoewel dit sal help daarvoor, maar om jou liefde teenoor God te betoon. So dit moet ook nie net 'n dooie roetine wees nie, maar dit kan goed wees om 'n ritme te hê van elke oggend of elke aand of elke oggend en aand of elke etenstyd of ten minste elke Sondagmiddag of elke Saterdagmiddag. Mens moet jou eie ritme kry. En dan natuurlik doen doelbewus goed aan iemand anders sonder om iets terug te verwag. Dis amper daai ou fliek van pay it forward, nee, mens doen dit sommer nou al en mens verwag niks terug daarvoor nie. So die samevatting sê die gedeelte beweeg in 3 duidelike rigtings. Liefde wat sigbaar is, die eerste 6 verse, die laaste 2 verse. So laaste sleutelgedagte, 'n ware geloof is nie net iets wat jy glo nie, dit is iets wat ander mense kan sien en ervaar. Goed, enige vrae of opmerkings op hierdie punt? Ek bly ons kon dit afhandel. Ons hoef nie te gejaag het nie, maar ons is nou deur hierdie gedeelte. Dan kan ek vir julle 'n nuwe voorbereiding stuur vir volgende week. Iemand wat iets wil vra? Goed, dan gaan ek net vir ons dankie sê. Here Jesus, ons loof U en ons aanbid U, want U is inderdaad gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. U is ons rots, U is ons anker, U is ons verlosser en ons koning. Dankie dat ons niks hoef te vrees nie, nie mense of omstandighede nie. Help ons deur U Gees om hierdie goed te doen waarvan ons gehoor het hier in Hebreërs. Gasvryheid, mededeelsaamheid, lofoffer, sonder om iets terug te verwag. Dankie dat U ons wys hoe om dit te doen ook. Ons prys U naam. Seën ons elkeen in die res van hierdie week. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.